Die krag van saamstem. En dit is toe op die einde van die dag wat die Here vir my gee. Dat daar is krag in saamstem. Saamstem beteken meer as om net dieselfde opinie te hê. Die krag van saamstem beteken op die einde van die dag dat daar 'n geestelike krag is. Dat as ons in die Gees saamstem, kan God beweeg. As ons in die Gees saamstem, in 'n eenheid te wees, om dieselfde geloof te hê, om op die einde van die dag dieselfde woord te verklaar, en ook so om saam in gebed te wees. Dis saamstem. Die vyand probeer om ons te verwyder van mekaar. Die vyand probeer om verdeeldheid te bring. Verdeeldheid in huwelike, in gesinne, in kerke, en so ook tussen gelowiges. Want hy weet, waar daar verdeeldheid is, verloor mense krag. Maar daar, waar daar eenheid en saamstem is, vloei God se krag. Psalm 133 vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saam woon. Daardie broers kan ons ook susters insluit. Ons weet die skrif is op 'n manier geskryf, maar dit sluit almal van ons in. Daar waar ons saam woon, daar waar ons goed saam doen, dit is waar die krag van God kan beweeg. En ons is 'n paar dae weg van Pinkster. Volgende week Sondag is Pinksterdag, Pentekost. En waar ons saamstem, dit is waar God se krag kan beweeg. Dit is waar sy Heilige Gees vrylik onder ons kan werk. Saamstem bring goddelike krag. Matteus 18 vers 19 tot 20 lees as volg. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Jesus wys hier dat saamstem geestelike gesag aktiveer. Die woord saamstem kom van 'n Griekse woord af. En ek gaan hom probeer reg uitspreek, en dis hoekom ek op die bord gesit het. Symphoneo, to agree, in harmony, sound together, waar ons woord dan ook wat simfonie vandaan kom. En wat is mooier, ek kan onthou as jong seun, het ek altyd gegaan en ek het so lekker fleecy blanket gehad. Dan gaan vat ek hierdie fleecy blanket en gaan sit op my ma se stoel. Dit was een van daai lazy boys gewees. Dan vat ek daai lazy boy en dan slaan ek hom so uit. En ek kon nie wag dat daar op die SABC kanaal 'n simfonie strykorkes opgekom het. Dit was vir hulle die snaakste ding gewees, dat hierdie jong seun gaan, en ek het daar na daai strykorkeste en na daai simfonies het ek geluister en dit het my hart getrek. En dit is waar ek op daai Sondagmiddag, wanneer almal hulle middagslaapie gaan hê, dit is waar ek my slaapie geniet het. Dit is waar ek my rus geniet het, onder die klank van simfonie strykorkeste. So werk die liggaam van Christus ook. As elke instrument saam harmoniseer. En ons kom saam in gebed. Ons kom saam in glo. Ons kom saam en verklaar. Ons kom saam en aanbid. Dan beweeg God se krag. Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Die Heilige Gees het gekom waar mense eengesind was.
in eenheid was, saamgewag het. Pentekos, Pinkster, het gebeur, toe hulle eendragtig in die boventrek saam vergader het. Saam was, saam bid, saam glo. Ook so, eenheid maak ruimte vir God se teenwoordigheid. Psalm 133 vers 1 tot 3 weer. Die broederlike liefde, 'n bedevaarslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron. Wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion. Want daar gebied die Here sy seën. Die lewe tot in ewigheid. God beveel sy seën waar eenheid is. Nie waar twis, jaloesie, verdeeldheid en bitterheid is nie, maar waar harte saamstem. Baie keer bid mense vir seën. En ons wonder hoekom is daar, sorry vir die Engels, 'n delay. Ons wonder hoekom gebeur dit nie. Maar kan dit nie wees omrede die Here wil hê dat ek meer liefde in my hart moet kry. Vergifnis, eenheid, saamstem moet kry. Johannes 17 vers 20 tot 21 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. As eenheid belangrik was vir Jesus om dit te bid, hoeveel te meer vir my en U. As saamstem met Jesus en Jesus met die Vader en dan ook so met die trooster, die Heilige Gees wat hy gestuur het, so belangrik was, hoeveel te meer vir my en vir U, om saam te stem. Saamstem in gebed, breek deure oop. Handelinge 12 vers 5 sê vir my die volgende, Petrus dan is in die gevangenis bewaak, maar daar is voortdurend tot God vir hom gebid deur die gemeente. Die kerk het saam gebid. En toe die kerk saam bid, toe beweeg engele, toe breek kettinge en toe gaan deure oop. Saamstem in gebed bring deurbrake. Jy kry miskien nie die antwoord op jou tyd en op jou manier nie. Satan vrees 'n biddende kerk. Ek is trots om te sê dat hierdie gemeente bid saam. Al bid ons by ons huise. Ons kom elke Saterdagoggend by mekaar en ons bid saam en ons bid dat die Here beweeg in ons gemeente. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir die salwende krag van God om te vloei. Ons tree vir mekaar in. Ons tree in vir die dienste. Ons tree in vir groei. Jakobus 5:16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou as een vurige gebed soveel krag het, kan u uself indink hoeveel krag die gemeente het wat saamstem, wat saam bid, wat saam deurbrake bring. Saamstem met God se woord is natuurlik belangrik. Ek kan nie net bid uit my emosie uit, ek kan nie net bid uit my opinie uit nie, ek kan ook nie uit my eie dogma uit bid nie. Ek moet die woord bid, ek moet die woord bekragtig. Die belangrikste saamstem is nie net met mense nie. Die belangrikste saamstem is met God. As ek met God saamstem, sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers ooreengekom het. As ons ooreenkom, as ons by God kom, as ons by sy nabyheid kom, trek sy krag ons na sy wil.
Ons moet saamstem in God se waarheid, God se wil en God se woord. Wanneer God sê, daar is vir jou genesing, wanneer God vir jou sê, daar is vir jou vergifnis, wanneer God vir jou sê, ek sal jou nooit begewe nie, moenie in ongeloof staan nie, moenie in vrees praat nie, en moenie nederlaag praat nie, wanneer God oorwinning vir jou spreek. Ek het gebid en gesê, Here, ek wil bitter graag 'n posisie beklee in 'n sekere maatskappy. En die antwoord bly nee, en ek kry nie die promosie nie. En dan vra Here, maar hoekom? Here, maar hoekom? En eers toe ek omdraai en sê, Here, wat is U wil? Toe ek eers wegbeweeg van wat ek wou hê, en ek beweeg na wat God wil hê. Toe kom ek agter hoekom ek nooit die posisie gekry het nie, want as ek die posisie sou gekry het, sou ek nooit die vryheid gehad het om kerk toe te kan gaan op 'n Sondag. Ek sou nooit die vryheid gehad het om selfgroepe te kon gedoen het nie. Ek sou nooit die vryheid gehad het om ouete huise te gaan besoek en by hulle te kon woord bedien het nie. Die Here het vir my 'n bedieningspad gehad. En indien ek die sirkulêre wêreld se promosie sou aanvaar het en die sirkulêre wêreld my daardie posisie sou gegee het, sou ek beroof geword het van dit wat God my voorgeroep het. 2 Korintiërs 1:20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom is dit amen, tot verheerliking van God deur ons. Nie vir my verheerliking, vir God se verheerliking. Al daai beloftes kom na my toe om God te verheerlik. Verdeeldheid steel krag. Markus 3 vers 24 en 25. En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie staan nie. Die vyand probeer met misverstande, aanstoot, kritiek en verdeeldheid. En hy bring dit om te vernietig dit wat God geskep het. Hy bring dit om op die einde van die dag jou gesag te beroof. Jou krag wat die Here vir jou gegee het, te beroof. Baie gebede word geblokkeer deur misverstande, onvergewensgesindheid, trots en konflik. Maar die Here wil eers hê dat ons mekaar moet bemoedig, mekaar moet lief hê, mekaar moet bekragtig. En nou praat ek nie net van ons in die huis van die Here nie. Ek praat van ons met die verlore siel daar buite. So maklik is dit vir my en vir u om in die huis van die Here te sit en ons kan saamstem. Maar wat van daardie verlore siel daar buite? As ons saam met God kan stem en sê, Here, U het hom lief. Maak nie saak wat my opinie oor hom is nie. Maak nie saak hoe ek daardie persoon sien nie. U het hom lief. U het gesterf aan 'n kruis vir hom. En as ek saam met U stem, Here, weet ek dat U sal bly trek deur die Heilige Gees aan daardie siel om gered te word. Efesiërs 4 vers 3 sê, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Eenheid moet beskerm word. En so is dit nodig dat die gesin ook moet saamstem. Wanneer 'n man en 'n vrou saam bid, kom daar geestelike krag in die huis. En wanneer ouers en kinders saam God dien, word die huis 'n vesting.
Hosea 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Is dit ook u oproep vandag? Is dit ook u saamstem vandag? Dat ek en my huis, ons sal die Here dien. 'n Huis wat saamstem in geloof, word 'n vesting teen die vyand. Die kerk moet saamstem. Amen. En hoe, Handelinge 2:24, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig hul stem tot God verhef. Amen. Eendragtig hulle stem tot God verhef. Die vroeë kerk het saam gebid. Die vroeë kerk het saam aanbid, saam gevas, saam geglo. En die resultaat was wonderwerke, reddings, genesings en krag. Handelinge 4:31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle in saam was. Wanneer die kerk saam bid, word die plek geskud deur God se krag. Net so by dit voeg. Ek verduidelik dit altyd vir die mense as hulle vir my sê. Jy sê ons moet nader aan God beweeg. Jy sê ons moet nader aan sy lig wees. Maar hoe nader ek aan God beweeg, hoe nader ek aan daardie lig beweeg, hoe meer kom ek agter hoeveel foute ek het. Amen. En ek draai om en ek sê toe vir die persoon, maar dit is feite. Die oomblik as ek, as Stephen, voel that I have arrived, then I know that I'm wrong. Want ek is nie volmaak nie. Ek het foute. Ek is nog steeds 'n sondige natuur binne in my. Ek het vlees. But the power of the Holy Spirit, that light, daardie lig, Jesus Christus, as ek nader beweeg, dit is soos wat jy jou hand vat en jy sit hier so 'n kers en jy sit jou hand daarbo, dan sê jy voel as 'n bietjie hitte. Maar hoe nader jy jou hand aan daardie vlam vat, hoe warmer word dit. En hoe meer gaan dit jou brand. Hoe so? Want as ek in die teenwoordigheid van God inkom en ek stem saam met hom en ek sê, Here, help my, lei my, bekragtig my, dan kom ek agter wat ek moet afsny en wat ek moet beter maak en dan kan die Here met my werk. As ek nederig in sy teenwoordigheid inkom. Sy presence, saamstem met wat hy vir ons gee. Maar wat is ons praktiese toepassing vandag? Ons praktiese toepassing vandag. Hoe leef ons in saamstem? Eerste een, stem saam met God se woord. Klim in God se woord in. Bestudeer die woord van God. Naslaan. En dis een ding, ek sit gisteraand, sit ek so, en ek kom agter, dat op ons kerk se Facebookblad, het nog niemand 'n review, soos wat hulle dit op die blad sit. Niemand het nog 'n review gedoen. En ek dink, ek gaan 'n review doen. En ek sit daar so. A church where the word of God is preached. The truth is put. En dit is wat ons in hierdie gemeente kry. Die woord van God reguit gesny. En soveel lering. Ons is al 15 jaar wat ons betrokke is by bedieninge en ek kan vir die eerlikwaar sê dat ek het meer van die woord en die agtergrond, die studie van die woord wat ons so Leon geleer het, as wat ek nog in my hele tyd geleer het. Want die woord
dra die hoogste gesag. Amen. Leef in vergifnis. Ek gaan nie weer die staaltjie vertel. Ek en Amelia is soekend na 'n gemeente. Ek is natuurlik soekend om nie blywend te wees nie. Maar Amelia draai om en ons kom so oor die brug saam met Marie en haar dogter. Kom ons so oor die brug en Amelia draai om en sy sê, as daai pastoor vandag preek oor vergifnis, dan is dit die gemeente waar ons gaan bly. Pastoor Leon bring die woord. En die hele woord gaan deur en hy praat nie een keer oor vergifnis nie. Ek is alright. En toe het ons nog die afkondigings na die diens gehad en Pastoor Leon kom op en hy kondig af. Vir 3 weke stel ons nou al uit, maar ons gaan hierdie Saterdag begin met die 70x7 vergifniskursus. U is meer as welkom om saam te kom. Okay. My vrou het gebid, sy het die antwoord gekry, ek moet luister. Here, vergewe my. Vergewe my hardnekkigheid. Vergewe, Here, dat ek nie luister. En hier is ons 2,5 jaar later. Prys die Here. En dit doen ons weer so hoe sê ek, pas 'n oorsig oor vergifnis hierdie Saterdag. Asseblief, dit het 'n groot verskil in my en Amelia se lewe gemaak. Koop die tyd uit. Kom Saterdag. En as daai prikkel daar is, as jy vir Pastoor Leon, ons dink ons moet weer as jy omdat ons 7 kursus aanbied. Dit is 'n kragtige kursus. Hy krap diep en hy maak seer, maar hy maak heel. Ook moet ons saam bid. As gesinne, selgroepe en gemeente moet ons saam bid dat die Here ons sal bekragtig, veral in hierdie dae waar ons nou in lewe. Ons weet nie wanneer die Here Jesus Christus kom nie. Ons weet nie wanneer hierdie wêreld se tyd verby is nie. Ons weet nie wanneer ons tyd verby is nie. Ons dra nie kennis van God se tyd nie. Maar ons weet een ding, ons gaan saam bid. Ons gaan saam in geloof staan. Beskerm eenheid. Ek dink dit is die grootste les wat ons seker kan leer, is hoe om in eenheid, as kerk, as gesin, as mede-kollegas by werke, saam te kan stem, saam te kan werk. En ja, ek mag by opinie hê, maar ek moet op die einde van die dag by God gaan luister. Hy is die woordgesag. Sy woord sal my die leiding gee. Wees eensgesind in geloof. Ek dink dit is die hartseerste ding as ons praat van hoeveel verskillende denominasies, hoeveel verskillende geloofsoortuigings en hoeveel doktrines daar is in ons Christelike geloof. Elkeen glo net in sy eie dogma en elkeen glo net in sy eie manier van Bybelinterpretasie. As ons as Christen gemeenskap al hierdie verskille net een kan sit en saam staan en saam bid vir ons gesinne, vir ons kinders, vir ons jeug, saam staan en bid vir ons land, saam staan en bid ook so vir ons area waarin ons woon, saam staan en bid dat die Here op die einde van die dag sy wil in elkeen se lewe kan bereik. Wees eensgesind in geloof. As ek 'n houtjie sou vat en ek hou hom vas, kan ek een houtjie baie maklik breek. Maar as ek 'n paar houtjies saam bind, is dit baie moeiliker om dit te breek. As ek en u kan saamstem en saam staan
met ander kerke, met ander denominasies, met gesinne, met ons gemeente, in ons selgroepe, kan u dink wat God kan bereik in ons gemeente, in ons gemeenskap. Een gelowige het krag, maar gelowiges wat saamstem, het enorme geestelike krag. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek mense wat eensgesind, saam glo, saam bid, saam sy naam verhoog. Waar daar saamstemming is, vloei salwing, kom deurbrake, beweeg die Heilige Gees en word God verheerlik. Ek wil vir julle 'n finale skrif gee. Prediker 4 vers 9 tot 12 lees as volg. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weer die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder as 2 bymekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied. En 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Daardie ons is ek en u. En daardie driedubbele lyn is om God by ons in te bring. Dis waarvoor ons geskep is. Ons is geskep om hom te verheerlik. Ons is geskep om sy naam groot te maak. Ons is geskep om op die einde van die dag God te aanbid. En dan aan hierdie wêreld, wat 'n verlore gaande wêreld is, sy liefde, sy genade en sy krag te wys. Hier is dalk die enigste Bybel wat iemand hierdie week gaan lees. Wat se hoofstuk en wat se vers gaan hy lees? Kom ons buig ons hoofde.